Goeienaand vriende en baie welkom by vanaand se eerste diens vir die Pinksterweek en ek hoop dat jy vanaand ook die liefde en die teenwoordigheid van God sal ervaar en dat jy in Jesus se goedheid en genade sal kan leef. God het beloof, ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag en mag daar vir jou genade en vrede en oorvloed wees deur jou kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Kom ons raak net so vir 'n oomblik rustig en dan bid ons ook saam. Ons Here en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons vandag hierdie geleentheid saam met U kan vier. Dankie Here dat ons kan weet dat ons deel is van 'n wye gemeenskap van gelowiges reg oor die wêreld. Omdat U ons saamgebind het deur die Seun Jesus Christus, deur die Gees, is ons nou erfgename van U koninkryk en is deur die Gees dat ons ook kan uitroep, soos in Romeine 8 staan, dat ons U Abba Vader noem, ons Vader Heer. En ons wil vra dat U ook vanaand met ons sal wees tydens hierdie diens en dat U ons sal ook leer hoe om te gaan lei in die wêreld daar buite. Here, ons bid dat U vandag dan ook in ons harte sal werk en in ons gedagtes, sodat ons nader aan U kan kom en sodat ons sal onthou, daar is niks in hierdie wêreld wat ons op ons eie hoef te doen nie, want U is daar saam met ons. Amen. Ek wil sommer vanaand begin deur vir julle so 'n kort videoetjie te wys en ek is seker julle gaan sommer baie lus wees om te doen wat hulle in hierdie video doen. Kom ons kyk gou-gou na hierdie video insetsel. Ek wonder wie van ons is vanaand sommer lus om sommer nou te gaan oefen, nê, 'n bietjie aan daai spiere van ons te werk, nê. Want ons is mos baie gewoond daaraan om ons weet dat as ons sterker wil word, dan moet ons gewigte optel. Ons moet oefening doen om onsself sterker te maak. En as ek my spiere gebruik en om hierdie gewigte op te tel en dit skeer elke keer en dit word heel, dan word hierdie spiere op die ou en sommer vinnig baie groter. Ja, daar's daar 'n paar goed wat saam met dit gaan, soos goeie eetgewoontes, goeie leefstyl, goeie slaapgewoontes en dis meer. En dan kry jy sommer vinnig die resultate. En daar is seker baie van ons wat vanaand na hierdie insetsel sou kyk en dink, "Joe, ek wil sommer nou dit gaan doen. Ek wil nou begin want ek wil dieselfde resultate hê." En dan is daar baie van ons wat onsself oortuig dat, weet jy wat, daai lyk vir my bietjie soos moeite. Ek moet nou al my energie spandeer om wragtig nog na 'n lang dag te gaan gewigte staan optel vir wat? Hoekom sal ek dit doen? En uiteindelik is daar ook party van ons wat sê, "Ag, ek sal nooit die resultate, daai tipe resultate kry nie, want ek is te swak. Ek sal nooit daar kan kom nie. Soveel gewigte op te tel, soveel moeite te doen, dis onmoontlik." En weet julle wat, dis nie net daar wat ons dit sê nie. Partykeer as ons na hierdie insetsel kyk, is dit nie waar dit stop nie. Daar's baie kere in ons lewe wat ons vir onsself oortuig dat nog lank voordat ons enige uitdaging eers aangepak het, dat ons nie die regte persoon daarvoor is nie. Maar daar is in die Bybel ook sulke verhale. Een van die verhale wat ek dadelik aan dink is die verhaal van Moses. Moses word deur God geroep daar waar hy
daar waar hy hierdie brandende bos gesien het, word hy deur God self geroep om na die farao te gaan in Egipte. En aanvanklik was Moses glad nie eintlik daarvoor te vind nie. Inteendeel, hy het met moeite, hy het sy bes probeer om die Here te oortuig om nie hom te kies om te gaan nie. En hy sê elke keer, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie die persoon nie, ek is nie die regte persoon om te gaan kies nie. Miskien uit vrees, omdat hy 'n man daar dood geslaan het en hy bang was vir vervolging, dit weet ons nou nie. Miskien uit vrees dat hy nie die massa kan opkom nie. Hy het ook vrees gehad dat hy nie goed genoeg kan praat nie. Dalk die vrees dat hy as 'n klein niks werd mannetjie na hierdie farao toe gaan en nou vir hom moet gaan vertel, die Here sê, jy moet my mense laat gaan. Ek meen, hy was seker bang, hierdie farao dink hy is arrogant en dat hy net daar en dan sy lewe sou verloor. So daar was baie verskonings wat Moses uitgedink het oor hoekom hy nie die regte man sou wees om deur God gestuur te word nie. Maar weet julle wat my so tref in daardie verhaal van Moses, is dat God keer op keer vir hom sê, maar Moses, weet jy wat? Jy gaan nie op die eie nie. Ek gaan saam met jou. En jy hoef nie bekommerd te wees oor wat jy moet sê nie, want ek sal vir jou die woorde in die mond lê om te sê wat jy moet sê. Nee. En dan weer, dan sê Moses, nee, Here, dis nie, ek kan nie, wat moet ek doen? Watter teken gaan ek vir hierdie ou wy gee, dat dit werklik U is wat my gestuur het? En God gee dit vir hom, alles gee God vir hom, en nog steeds, en dan sê hy, nee Here, ek stotter as ek praat, ek kan nie met hierdie farao gaan praat nie, kan U nie maar iemand anders stuur nie, en dan sê hy goed vir hom, ek sal Aaron vir jou gee, en dan kan hy namens jou praat, en dan gaan Moses nog steeds teen sy sin op die ou end, en hy gaan praat met die farao. En nou gaan Moses deur sy lewe en hy het die mense uit Egipte gelei en so aan, en die mense was ongehoorsaam aan God, en nou is hulle vir 40 jaar in die woestyn gewees, en Moses se lewe is ook op 'n einde, en nou is dit tyd om 'n nuwe leier aan te wys. En wie sal nou die regte leier wees? Moses het 'n assistent Joshua gehad, en hy het die toe aangewys, en die verhaal wat ons vandag gaan lees, fokus nou op hierdie jong leier wat deur God gekies is om hierdie Israeliete in Kanaan in te vat. En ons gaan nou vanaand lees dan uit Joshua 1 van vers 1 tot 9 en dan ook van 24 vers 14 tot 15 met so 'n paar ander skrifgedeeltes wat ons ook sal gebruik om die boodskap vir vanaand te belig. Maar kom ons lees nou eers van Joshua 1 van vers 1 tot 9. Na die dood van Moses, die diensknegt van die Here, het die Here vir Joshua, seun van Nun, Moses se helper, gesê, Moses, my diensknegt, is dood. Daarom maak nou gereed om hierdie Jordaan oor te steek, jy en die hele volk na die land wat ek aan hulle, aan die Israeliete gaan gee. Elke plek waarop julle voete trap, aan julle gee ek dit, soos ek aan Moses beloof het. Van die woestyn en die Libanon af tot by die groot rivier die Eufraat, die hele land van die Hetiete tot by die groot see in die weste, sal julle gebied wees. Solank jy leef, sal niemand voor jou kan standhou nie. Soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Wees dapper en sterk, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie dapper en sterk, sodat jy die hele wet wat Moses, my diensknegt, jou beveel het, nougeset uitvoer. Moenie links of regs daarvan afwyk nie, sodat jy sukses kan behaal oral waar jy gaan. Hierdie boekrol van die wet mag nie uit jou mond verdwyn nie. Jy moet dit dag en nag mymer en prewel, sodat jy alles wat daarin geskryf is nougeset kan nakom, want dan sal jy voorspoedig wees op jou pad, dan sal jy sukses behaal. Het ek jou nie beveel, wees dapper en sterk nie? Moenie paniekbevange wees nie, en moet jou nie laat afskrik nie, want die Here jou God is by jou, oral
waar jy gaan. Sjoe, wat 'n pragtige gedeelte om weer te herontdek so hier aan die begin van Pinksterweek, nê? Want wat wil hierdie gedeelte nou vanaand vir ons sê? Kom ons leef ons eers 'n bietjie in hierdie situasie waarin Joshua homself bevind. Hy het nou saam met hierdie volk Israel gereis en hier is hy nou en nou moet hy skielik lei. En ek kan net dink dat hy soos Moses gevoel het toe God aanvanklik hom geroep het. En hy moes seker ook gewonder het, maar hoekom ek? En hoe op aarde gaan ek hierdie tamaie taak wat God vir my deur lê kan volbring? Kan ek hierdie skoene van Moses volstaan? Hy het dan die wet vir die mense gegee en hy sal in alle ewigheid onthou word. Hoe kan ek in sy voetspore volg? En is dan wat God hom verseker, maar weet jy wat? Jy moet net dapper en sterk wees. Leer hierdie wet wat ek vir Moses gegee het, prewel dit. Doen wat ek vir jou sê, moenie links of regs daarvan afwyk nie. Maak seker dat jy elke dag hierdie wette oor en oor lees en dit onthou, want dan sal jy nie verkeerd kan gaan nie. En dan sê hy vir Joshua, en wees dapper en sterk. Gebruik jou spiere, die krag wat ek jou gee. Dit is hierdie besig wees met God, hierdie besig wees met dit wat hy van ons vra, wat sy spiere word, wat hom gaan help om hierdie uitdagings te oorbrug. Maar hoor mooi, kom ons kyk gou weer na hierdie skrifgedeelte, want hoor wat hy hierso sê. Eers in die eerste gedeelte, waar hy sê, ek sal jou nie in die steek laat nie, en jou nie verlaat nie. En dan weer aan die einde van hierdie gedeelte, moenie paniekbevange wees nie en moet jou nie laat afskrik nie, want die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. God verseker hom met ander woorde dat hy deur sy gees hom nie vir een oomblik sal alleen laat nie en dat hy nie alleen hierdie groot tamaie taak hoef aan te pak nie. En terwyl daar baie vrese in sy hart moet wees en in sy gemoed en so stel die Here hom gerus deur vir hom te sê, onthou net, ek is by jou. Moenie bekommer wees nie, waar jy gaan, daar sal ek wees. Waar jy is, daar is ek reeds. Ek sal nie toelaat dat jy struikel nie. En wat gebeur? Joshua lees ons hier in die boek Joshua is op die ou end, die een wat Israel in hierdie land van Kanaan vat. Hy vat hierdie Israeliete in die lankbeloofde land wat vir Abraham beloof is, nê? En nou moet ek sommer dadelik sê, ons lees van baie geweld en moord en doodslag hier in hierdie boek. Maar ons moet mooi kyk en mooi lees in hierdie gedeelte. Want as ons van hoofstuk 1 tot 12 lees, dan moet ons dit verstaan in die lig daarvan dat wanneer God sê dat hierdie mense voor die voet uitgewis moet word, dan is dit hyperbolies. Met ander woorde, dit is om te beklemtoon dat hierdie mense verantwoordelik gaan gehou word vir die slegte dade wat hulle gepleeg het, nê? Want wat het hierdie mense gedoen? Hulle het immoreel opgetree. Pa het saam met sy seun se vrou geslaap en seun het saam met sy pa se vrou geslaap en al hierdie tipe van goed wat in Levitikus 18 verbied word, het hierdie mense gedoen. Boonop dit als het hulle ook nog so ver gegaan as om offerandes van kinders te bring aan hierdie dooie gode wat hulle aanbid het. Iets wat God absoluut gehaat het. Hierdie onregverdigheid, hierdie lelike goed wat hierdie mense gedoen het God niks van gehou nie. En wat baie belangrik is vir ons om te besef in hierdie gedeelte, is dat dit uiteindelik nie Joshua se oorlog
teen hierdie mense van Kanaan was nie. Nie Israel se oorlog teen hierdie mense van Kanaan nie, maar dat dit God was wat hierdie mense geoordeel het oor dit wat hulle gedoen het. Die slegte wat hulle gedoen het. Maar merk op, die een verhaal wat ons baie goed ken, is die verhaal van hierdie Israeliete wat onder opdrag van God en Josua wat hier lei, om hierdie mure van Jericho stap. En dan, wanneer hierdie mure afgebreek word, is dit nie as gevolg van hierdie Israeliete wat met hulle wapens hierdie mure aanval en afbreek nie. Maar dit is God wat daardie muur laat val. Hoor julle? Op 'n stadium verskyn daar 'n boodskapper aan Josua. En dan vra Josua nogal, maar aan wie se kant is jy? Aan Israel se of die Kanaaniete? En dan antwoord hierdie boodskapper, hierdie engel vir Josua, nie een nie. Waar lê die klem dan? Om te sê dat hierdie God se oordeel is oor hierdie mense wat so immoreel opgetree het. En onthou nou, vir die tyd wat hierdie Israeliete rondom hierdie muur van Jericho gestap het, het hierdie mense die kans gehad om hulle self te bekeer en na God toe te gaan en hulle lewens te verander. Hulle het gekies om dit nie te doen nie. Hoekom? Hulle wou maar in eie krag leef. Josua moes geleer het dat hy nie in sy eie krag moet handel nie. En inteendeel, as daar een van die Israeliete is wat wel dan deur gereg in sy eie hande neem, verloor hy sy lewe as gevolg van dit. Want dis nie wat die Here wou gehad het nie. Josua word gekies om te lei in God se krag. En weet julle wat? As ons na ons eie situasie kyk, dan moet ons ook vandag hierdie boodskap hoor. Want wanneer ons in die hemelvaart gehoor het dat God ons uitstuur na die wêreld om sy disippels te gaan wees en mense te doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en hulle te leer leef soos wat Jesus geleef het, dan beteken dit ook ons is erfgename van God. Ons lees dit tog in Romeine 8 vers 14, nee, deur die Gees word ons erfgename van God se koninkryk. Kry ons nuwe krag deur God om ook kinders van God genoem te word. En dis deur die Gees wat ons dan leef. En vir al die kere wat ons dink dat ons nie goed genoeg is nie, is dit belangrik dat ons vandag hoor dat as ons in God se krag leef, ons wel 'n leidende rol het om te speel in die wêreld daar buite. Wat is die spiere wat ons moet flex? Dis hierdie oefening van naby God wees, om hom te gaan soek in ons lewe, te gaan soek na sy wil. Dis in essensie wat God vir Josua gesê het hy moet doen. Soek na my. Soek na my wil. Hou hierdie wette wat ek vir julle gegee het in jou mond, sodat jy kan die regte ding doen, sodat jy met ander woorde in my wil kan optree. Solank as wat ons dit doen, broers en susters, en in die Gees van God lewe, het ons nuwe lewe. Ek wil net dadelik kwalifiseer, moet asseblief nie vir een oomblik my woorde vanaand interpreteer dat ek sê dat jy nou deur jou nakoming van die wet jou verlossing kan bewerk nie. En jy kan dit nie doen nie. Ons is gered op grond van God se genade. Maar nou lewe ons ook in die Gees, wat beteken dat ons luister na die Gees en dat ons in sy krag leef. Hoeveel keer, broers en susters, het ons nie vir onsself oortuig dat ons nie 'n verskil kan gaan maak in die wêreld nie, want ons is te klein, ons is te nietig, ons gee op nog voordat ons ewen met enige oefening begin. Nog voordat ons enige iets gesê het of enige iets gedoen het, wil ons klaar opgee. Maar dan wil die versekering, dan wil God ons ook vanaand verseker dat hy deur sy Gees in ons ook woon. En as ons gaan lei in hierdie wêreld, kom ons gaan doen dit dan met die krag
van Jesus Christus, met die krag van die Gees wat in ons woon. Ons gaan doen dit as erfgename van Jesus Christus. En na die uitdagings wat vir ons so moeilik lyk om te oorkom, kom ons onthou, dis nie ons alleen wat daardie werk hoef te gaan doen nie. Ek wonder hoeveel keer jy al in 'n situasie gekom het wat jy voel dat jy moet nou iemand oortuig, nê? Want hierdie ou is die klits heeltemal kwyt en hy sê goed en doen goed wat absoluut anti-Christus is en lelik is en so, en ek voel ek moet met alle mag en partykeer selfs met geweld net 'n bietjie liefde in hierdie ou inslaan en 'n bietjie geloof in hierdie ou inslaan. Maar hoor, wat doen Josua? Hy is eenvoudig gehoorsaam aan God. En dis God wat sy werk doen. Ons het 'n leidende rol om te speel as gelowiges in die wêreld daar buite, nê? Maar hoe lei ons? Ons lei in die krag van God. Ons gaan getuig. Dis wat Josua in essensie gedoen het. Wat 'n groter getuienis wil jy hê as hierdie manne wat rondom hierdie mure van Jerigo loop dag en nag en in God se opdrag te doen. Wat 'n groter getuienis wil jy hê? Dit is hulle getuienis. Dit moes hierdie mense gesê het, maar ons moet onsself bekeer. Dit was die geleentheid vir hulle gewees om dit te doen. Maar die uiteindelike krag is God. Dit is hy wat mense oortuig. Dit is hy wat mense op die ou en nader na hom trek. En ek en jy, as leiers, is nie daar omdat dit 'n posisie is nie, maar dit is omdat ons die verantwoordelikheid het om in die gees van God te gaan getuig van God se genade en van sy liefde. Ons gaan deel hierdie boodskap met die wêreld omdat die Gees ook in ons woon. En die Gees ons bly oortuig van die waarheid wat ons lees in die skrif. En mag ons vanaand in hierdie wêreld ingaan en lei by die krag van God. Nie omdat ons daardeur posisie van eer wil hê nie, maar omdat ons eenvoudig getrou wil wees aan God. En ek hoef nie meer bang te wees nie, want wie is saam met my? Ek doen nie hierdie goed op my eie nie. Ek doen dit met God aan my sy. Ek is nie alleen nie. Ek en jy is nie alleen wanneer ons in hierdie wêreld ingaan en gaan leef wat Jesus geleef het nie. Hier is die belofte weer vir die derde keer in 'n paar dae se tyd wat ons nou hoor. God is met ons tot aan die einde van tyd. Matteus 28 vers 20. Gister het ons dit gehoor tydens die nagmaalviering dat sowaar God is ook nou hier tussen ons deur sy Gees. En vanaand doen ons dit weer, hierdie belofte aan Josua wat voor die Nuwe Testament ook al gemaak is. God is met ons. Hy laat ons nie alleen nie. En as jy weer twyfel of jy goed genoeg is of sterk genoeg is of al die toerusting het, onthou, God is met jou. En kom ek en jy gaan met dapperheid in hierdie wêreld en gaan getuig van Jesus Christus. Ons gaan getuig met die krag van die Gees wat ons inspireer en bou. Amen. Kom ons sluit nou die oë en dan bid ons ook saam. Ons Here en Hemelvader, baie dankie dat ons in U krag kan leef. Dankie dat ons ook kan weet dat ons in hierdie wêreld hierdie leidende rol moet gaan beklee, nie op ons eie nie, maar ons het vir U wat saam met ons is. En Here, ons wil vra dat U ons ook deur hierdie aand sal lei en deur hierdie week, en wil U gee dat elke liewe uitdaging wat daar oor ons pad mag kom, ons met moed en dapperheid versterk en vasberade sal gaan doen, in die wete dat ons dit nie alleen hoef te doen nie. Ons bid dit in U groot en U heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, ons het nog so 2 dienste
eintlik nog 3 dienste aanlyn beskikbaar gedurende hierdie week, en dan het ons ook ons samekomste hierdie week by die NG Nehoen Kerkgebou. Ons is die Hervormde Gemeente Oos-London en die NG Gemeente Nehoen wat saamwerk, en u is welkom om daardie dienste saam met ons te kom bywoon. Ons sal jou so graag daar wil ontvang. Maar as jy dit nie kan doen nie, die dienste is ook aanlyn beskikbaar, en ons bid vir jou die Here se seën en liefde ook in hierdie tyd toe. Ek wil graag ook die seën oor elkeen van julle spreek. Mag die genade van Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ook nou met jou wees. Amen. Before his throne, he touched my lips and made me whole, exchanged my heart of stone for one of flesh and blood.